Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Het is 'n voorreg om u te groet in hierdie middag en vir u te sê wat so 'n wonderlike dag dit is. En ons het 'n wonderlike diens vanoggend gehad. En ons gee die Here al die lof en die prys en die eer daarvoor, want dit kom hom toe. En ja, dis net lekker om te weet dat jy is 'n kind van die Here. Jy is gewas deur die bloed van die lam, jy is vrygekoop. Toe Jesus vir ons op die kruis gesterf het, en toe hy vir Vader gesê het, Vader, die prys is volbring. Daar's niks uitstaande nie. Ons is vry, ons is vrygekoop van hierdie wêreld, vrygekoop van sonde. En al hoe ons dit kan bekom is om Jesus Christus te aanvaar as ons God en Saligmaker. Ons hart se deur oop te maak en sê, Here, kom woon in my, kom maak my skoon en Here, dat ek vir u kan lewe. Dis wat belangrik is. Ek kyk hier so op TV en dit is so baie mense wat deesdae oor kerke praat en oor gelowe praat en allerlei klas van dinge. En dit maak mense eintlik half seer, want wie se kerk is nou die regte kerk? Weet jy, en ek het laasdag het ek heel aand met die Here gelê en gesels want ek kon nie hierdie ding uit my hart uit kry nie. Wie is die regte kerk? Ek luister na 'n ou wat so praat en hy sê toe byvoorbeeld dat hy was in 'n Pinksterkerk en hy is toen uit die Pinksterkerk het na 'n ander kerk, en die kerk wat hy nou is, hy het so grafiek wat hy opwerk, is toen nou op die tweede boonste punt van bo af so, en net die boom is 'n kerk in Amerika, wat similar as die kerk is wat hy in is, en dan die Pinksterkerk waar hy en dan was ek dink op die, ek dink is die 4de blokkie, en maar so het hy al die kerke in verskillende plekke gaan skik. En ek is besig met die Here en ek sê, Here, ek verstaan nie hierdie goed nie, wat die eerste plek, die kerk van die Here is ons liggame, waar Jesus Christus die hoof van is. En ek vra, Here, hoe is dit moontlik dat ons kan sê, wat se deel van ons is beter as die ander deel? Is ons nie veronderstel om een deel van Christus te wees, die een kerk gebind, gekoop deur die bloed van Jesus Christus, waar hy sê, waar jy vir jou broers en susters sal omgee, waar jy vir jou naaste sal bid en vir mekaar sal dra. Daar is nie een kerk beter as 'n ander kerkie, want Christus is die hoof van die kerk. Jou liggaam is die kerk van Christus. Dis nie 'n gebou nie, dis jou liggaam. Ons kan nie ons liggaam skei nie. Ek kan nie sê my regterarm is hoër as my linkerarm nie. Ek kan nie sê my regterarm is beter as my linkervoet of my been of my toonnaal nie. Elke lid van die liggaam is belangrik vir die liggaam. Hoe kan ons die liggaam van Christus wil skei deur te sê dis soveel beter in hierdie kerk as in daai kerk as in daai kerk? Dis maar net vir interessantheid. En dan het die persoon ook, is nou 'n paar episodes wat ek van hom kyk, party goed kan jy na hom luister wat ek voor dankbaar is, en dan maar party goed is waar ek dink die mense net regtig uit, ek kan nie sê onkunde nie, want ek meen hierdie ouetjie weet nog al heel wat, maar wat hy sê daar so is, spreek in tale, wat eintlik oor jare al heen 'n groot storie geword het. En almal gebruik Handelinge 2, en almal weet Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is op 120 in die boefvertrek, en toe Petrus ondergekom het en die mense gesê het, hulle is vol soet wyn en goed, want hulle het almal gehoor hoe die apostels in hulle moedertaal met hulle praat, So, Handelinge 2 is 'n menslike taal, wat God deur hulle gegee, die Heilige Gees deur hulle spreek, sodat die verskillende mense wat gekom het in verskillende tale
in hulle moedertaal die evangelie van Jesus Christus kon gehoor het. Dit is Handelinge 2. Maar 1 Korintiërs 4 vers 2. Ek dink hier kom vir my die cherry op die koek. Want hier praat hy van spreek in tale. En Paulus sê, ek wens julle kan almal soveel soos wat ek in tale praat. Nou wonder ek net vir myself, het Paulus nou verskillende tale, soos in Duits, Afrikaans, Engels, Hollands, Grieks, het hy in verskillende tale met homself gepraat, of met God gepraat? Hy sê die Heilige Gees tree vir ons in verborgenheid. Hy wat tot 'n taal spreek in verborgenheid tot met God. Nou, as dit in verborgenheid is, dan kan dit nie 'n taal wees wat u en ek kan verstaan nie. Die Heilige Gees tree vir ons in by God die Vader met onuitspreekbare sigtinge en steninge. So, nou weet ek nie hoe wil ons dit nou sê dat spreek in tale nie bestaan nie. Want die gawes van die Heilige Gees sê, sommiges is die uitleg van tale gegee, die spreek van tale, die woord van profesie. So eintlik kan ons maar net daai bladsy die Bybel uithaal, want dit is ons nie van toepassing. So ons kan daai Bybel uitskeer, soos wat hulle tekste in die 83 vertaling uit die Bybel uitgehaal het. So ons kan nou maar begin bladsy uit die Bybel uitskeer, want hierdie bladsy, dit praat eintlik nou teen Handelinge 2, want hier praat hy nou waar die Heilige Gees vir ons intree. So, ek verstaan nie lekker, hoekom 'n mens, hoe sit, die ou mens sit, hoe kry jy die klokkie by die oortjie by daai ene nie, want, as die Heilige Gees vir my intree, as ek verborgenheid spreek in 'n taal tot God, en hy sê, dan moet jy wat die taal bring bid, laat die Gees van God die taal deur jou uitlê, en so nie moet daar 2 of 3 in die gemeente, een op 'n slag, dit uitlê, want daar's orde in die kerk van die Here. Dit is wat die woord my leer, en dis wat ek verstaan in die woord. En dan sê hulle ook, dat die val in die kerk, is demonies. Dit kan seker wees, ek weet nou nie in wat se kerk is, in die kerk gebou nie, maar nou, in Handelinge 9 vers 4, is Saul, Paulus, op pad Damaskus toe, en 'n lig uit die hemel uit, val oor hom. Soos almal weet, die lig is die Heilige Gees. En Paulus val voor hierdie lig neer. Nou as Paulus wat die Here nie geken het nie in die teenwoordigheid van God staande kon gebly het nie. My broers en susters, wat is u en ek beter om te sê, om te val voor God, en voor die krag van die Allerheiligste, is satanisties. Wie het vir Paulus omgestamp, of wie het hom laat val, as dit nie die heerlikheid van God was nie. Ek vra maar net, my broers en susters, want dis hoe ek die Bybel lees, en ek glo nie die Here sal elke woord wat in die woord geskryf is geïnspireer deur die Heilige Gees. En as die Here wou gehad het, dit moet iets anders beteken het, dan sou die Here dit laat skryf het, sodat ons kon verstaan wat hy daar sê. Maar wat ek lees is, Saul het onder die krag van die Heilige Gees geval, en het gesê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Die eerste woorde, wie is u? Saulus, ek is Jesus wat jy vervolg. Here, wat wil u hê moet ek doen? Gaan na reguit straat toe. Nou my broers en susters, as die Here met Paulus kon gepraat het, en vir hom gesê het wat hy moet doen, en hy het geval onder die Gees van God, hoekom kan jy nie in die kerk in die Gees van die Here val nie? Wat verhoed jou om te val in die huis van die Here? Wat verhoed jou om vandag nog genesing te ontvang in die huis van die Here? Dis nie jy as persoon
wat die genesing dra nie. Dis die God deur my wat die genesing doen. Dis die God deur my, die God wat ons aanbid, wat dit bewerkstellig, wat jou genesing gee. My broers en susters, as ons oopgesny is, dis nie die steke wat die wond toe laat groei nie. Dis God se wondere, laat daai vleis weer aan mekaar vat, laat daai vlees weer geheg word. Die blinde man, weet hom sy oë oopgemaak, dit was die Here, dieselfde God. Dis wat die woord sê, dit is wat my regtig ontstel. Hy sê, wat dis die woorde van Jesus Christus nou. Maak nie saak wat se Bybel jy dit lees. Hy sê, Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy het nog nooit verander nie. Nou wie is u en ek om nou voorstelle te maak, dis hoe ek dit verstaan. Die Here sê ek is dieselfde. Dieselfde God wat Paulus laat val het in die stof, is dieselfde God wat vir u en vir my laat val vandag in die teenwoordigheid van die Here. As die hoëpriester nie staande kon gebly het in die allerheiligste van God nie, hoe wil ons staande bly voor die Here? Ek vra my net, broers en susters, dis dit goed wat in my hart opkom, dis dinge wat 'n kind van die Here moet vra. Want baie mense kom en dan verkondig hulle dinge en dan wil hulle sê, maar ek het daaraan geglo, maar ek glo nie nou meer daaraan nie. Hoe kon jy aan iets geglo het en nou glo jy nie meer daaraan nie? Dit maak ons net nie sin nie. Die grootste vervolger van die evangelie van Jesus Christus word die grootste apostel. Hy sê, ek wens julle kan soveel soos wat ek in tale praat. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. My broers en susters, as ek in 'n taal spreek, dan spreek ek in 'n taal wat God my gegee het. Ek spreek nie in 'n taal wat ek nie ken nie. Ek spreek in 'n goddelike taal wat die Heilige Gees in my sit, want die Gees van God weet, wat is my behoefte. Hy sê, ek tree vir jou in met onuitspreekbare sigtinge en stening. My broer en suster, dis nie woorde nie. Dan wil ek nie eens verder gaan in gebed nie, want daar is so 'n groot veld van dimensie van gebed. Paulus sê, ek is alweer 'n baringsnood vir julle. En wat sê jy nou? Dis 'n dimensie van gebed, my broer en suster, want hy kan nie. Hy sê, ten hierdie tyd moes julle al predikers gewees het, maar ek moet julle weer kom voed met melk. Want julle het teruggeval in die wêreld, en want hoekom? Want ons kan nie staande bly by dit wat die Here vir ons gee nie. Ons wil altyd redes soek om te sê, dis nie reg nie, dis nie reg nie. Wie is u en ek om te sê, wat is reg en wat is verkeerd, as die Gees van God dit nie in ons harte oortuig, om te sê, dit is nie van my af nie. Ja, mense praat nie meer in tale vandag nie, want hulle is te skaam, hulle het nie die vrymoedigheid om God te sê, Here, hier's ek kanaal, gebruik my nie. Ek het nie die vrymoedigheid mee om te bid in die huis van die Here nie. Want dis nie u nie, my broer en suster, dis die Gees van God deur jou. Ons is nie die kanale van die Here, dis wat ons moet besef. Ons is 'n instrument vir die Here. Bruikbaar as u dit wil toelaat. Want die Here dwing hom nie op u af nie, nog nie op my af nie. So waar kom hy taal vandaan? Ek dink toe aan toe die Here gekruisig is, en toe die engel Gabriël vir die ou vra op die kruis, waar kom jy vandaan? Toe sê hy, jong, ek weet nie, maar vra die ou wat in die middel gang het. Vra vir Jesus Christus, waar kom die tale vandaan? Vra die Heilige Gees, hoekom tree hy vir ons in? Hoekom praat die Heilige Gees in verborgenheid met God, dat ons nie kan verstaan nie? Vra die Heilige Gees. Want dit staan nie in die woord nie. Al wat hier staan is, dat hy vir ons intree, want dis hoe lief God ons het. En God weet wat het ons nodig, en God weet wat is belangrik. Want hy sê, hy wat in 'n taal spreek vir die heiliges. Hy wat profeteer vir die onheiliges, sodat hulle kan verstaan wat die woord sê. As jy nie saamstem, jy skeer daai bladsy uit die Bybel uit my broers en susters, want dan hoort dit nie in die Bybel nie. Maar ek sal dit nie uitskeer nie, ek onderstreep dit, want dit is vir my belangrik, want dit is woorde van my God.
Hy sê, beproef alle geeste en behou die ware gees, die regte gees. Hy sê, jy sou 'n profeet aan sy profesie oordeel. As 'n profesie waarheid word, dan is dit 'n ware profeet. Maar ons wil eerder dinge sê, en nou sê, my kerk is die regte kerk, my broer en suster. Daar is net een kerk, en dis die kerk van Christus. En hy is die hoeksteen. En as u nie op daai hoeksteen bou nie, is op 'n verkeerde fondasie, dan is u in 'n verkeerde plek. As u nie Jesus Christus, as u God en saligmaker ervaar het nie, dan is u nie op die fondasie, die hoeksteen wat die bouers weggegooi het nie, maar vir God waardig was. En as u nie op hom gebou is nie, my broers en susters, dan is jy op 'n verkeerde plek. Want ons is die tempel van God. Ons is wat die Vader, Seun en Heilige Gees aanbid. Die drie-enige God. Broers en susters, ek wil dit graag met u gedeel het, dat moenie altyd alles glo wat ons hoor nie. Ons het ook 'n Bybel. U het ook 'n Bybel. Gaan lees net ook partymal in u Bybel. Wat sê die woord? Praat partymal net in die nag as jy wakker lê met die Here en sê, Here, ek verstaan nie al hierdie mense se woorde nie. Ek verstaan nie hoekom hulle by hierdie goeters uit nie. Ek weet nie. Maar een ding weet ek, my God sal nooit vir my leuen vertel nie. My God sal my altyd opbou. En hy sal u opbou, broers en susters. Prys die Here. Broers en susters, weer eens baie dankie dat jy ingeskakel is by Huis van Gebed. Dis omdat Huis van Gebed is dis waar ons die antwoorde by God kry. En ons lê ons harte vir elke broer en suster daar buite uit. Ons bid vir Suid-Afrika, ons bid vir siele oor die wêreld om gered te word. Ja, dis so mooi wat ons sien wat gebeur in die ooste nie. Ek meen daai oorlog en goeters, en op die einde van die dag trek ons swaar in Suid-Afrika. Maar nog steeds kom ons hou vas aan die Here, want dis ons rots, dis ons vestiging, dis ons oorlewing. Dis ons al in die lewe, dis al wat ons het. Kom ons hou vas in die Heilige Gees, kom ons lewe vir die Here, en kom ons waardeer mekaar, kom ons omhels mekaar. As die woord sê, as jy weet jou broer kry swaar, gaan help op hom, want die woord sê, dis so net wat in my gedagtes opkom. Ek was honger en julle het my nie gevoed, ek was naak en julle het my nie geklee nie, ek was dors en julle het niks gegee om te drink nie. Toe sê die Here, maar waar? Toe sê, want as jy jou broer sien, prys die Here. Dankie broers en susters. Mag die Here vir u seën, mag dit 'n wonderlike week wees vorentoe. En kom ons lees die woord. En kom ons bid die Here as jy die woord lees, dat jy regtig kyk wat se vers jy lees. Want Matteus 17:21. Matteus 17:21, laat ek net gou daar by hom uitkom. En vir u net lees daarso. Matteus 17 vers 21 sê hy, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Dit is in die 1933-53 vertaling. Dit is Matteus 17 vers 21. My broers en susters, gaan kyk of jy dit kry in die 1983 vertaling. Kyk, moenie net lees nie, kyk elke vers wat jy lees, my broers en susters. Want daar is nie net woorde uitgehaal nie, daar is al verse uit die Bybel uitgehaal. En dit is woorde van God. Die King James Bybel, al die woorde van die Here in rooi geskryf. Dis woorde wat die Here gespreek het. Is dit uit die Bybel uitgehaal. Dit is so belangrik, dit is my broers en susters, om te bid voordat jy die woord lees, sodat die woord in ons harte kan lewe en ons kan bou. My broers en susters, as daar vandag enige siekte, enige bekommernisse op die lewe is, ek bid in die naam van Jesus Christus om u te bevry. Ek bid dat die salwing van God oor u kom, want dis die salwing van die Here wat die jukke breek, die kettinge breek
en vir ons genesing bring. Mag die Here vir u seën en stuur die boodskap aan my broers en susters. Subscribe by Huis van Gebed. Daar is regtig baie huise van gebed op YouTube. Maar dis Ben Arnold is my YouTube en my selfoonnommer is daar. U kan, as u wil, net 'n boodskap los. Ons sal vir u bid as jy 'n versoek het. U hoef nie naam naby te sit nie. En ja, asseblief subscribe. Jy sal sien, ek by vrou staan met 'n kruis, want ons doen die kruisloop, ons verkondig die evangelie vir Jesus Christus. En ja, my broers en susters, ons lewe vir die Here en God u seën deur die week. Amen.